Ons is besig met ons reeks, Jona vers vir vers, en tot dusver het ons nou al 'n bietjie gevorder, né? Dit voel of ons nog die hele tyd net op hoofstuk 1 gestaan het, maar van hier af gaan ons nou 'n bietjie vinniger beweeg. Ons het gekyk na Jona se roeping, en die van julle wat dit gemis het, ons het daar gesê, Jona se roeping is ook my roeping. Ons het gepraat oor Jona wat toe gevlug het. Hy het geweet wat die Here van hom wil hê, maar wat doen hy? Hy gaan nie net in die teenoorgestelde rigting nie, hy vlug na die uithoeke van die wêreld toe. En partykeer dan vlug ons ook mos van die Here, maar die Here stop vir Jona, want die Here het 'n plan vir Jona, en laasweek het Kenneth met ons gepraat oor die matrose op ons boot, en hoe die Here mense red, en al het ek opgemors, kan hy my lewe nog steeds gebruik. En dis 'n kosbare getuienis, dankie daarvoor Kenneth. Nou, vandag kom ons by deel 5, ons kom by deel 5, en die tema is maar eintlik wat ek dink Jona in sy kop gehad het toe hy oorboord gegooi was. Kan jy jouself dink, jy's op 'n stormboot en die manne gooi jou oorboord. Nou hy het ingestem, hy het gesê dis wat hulle moet doen, maar wie van julle is effe ongemaklik om op 'n woeste see uitgegooi te word? Ek wil net sien, weet. Die surfers steek nou nie hulle hande op nie, ek weet hulle hou daarvan, maar dis nie 'n lekker gedagte nie, en daar kom tye in ons lewe wat jy 'n kreet het in jou hart wat jy sê, Here, help. Dis nou klaar met my. En ek wil dalk een vers met jou deel op hierdie punt wat ek wil hê jy moet vanoggend vasmaak in jou hart voordat ons verder praat oor Jona, en dis in Efesiërs 2 vers 4. Hoor wat sê Efesiërs 2 vers 4. En ek wil hê jy moet daai vers nou vanoggend vir jou vat en in jou eie hart vasmaak. Paulus sê God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Sien, baie keer dan dink ons aan God se liefde as iets wat net soos 'n kombers is. Hoorie, die Here is lief vir julle almal. Maar dis waar, die Here is lief vir julle almal. En hoorie, Jesus het gesterf aan die kruis vir almal se sonde. En is absoluut waar, Jesus het gesterf vir almal se sonde. Maar baie keer moet ons dit 'n bietjie meer persoonlik maak om te sê, maar die Here Jesus het gesterf vir my sonde aan die kruis. En hy het my ook innig lief. So ek wil dalk 'n bietjie klem lê op die woord innig, want innig beteken iets, dit beteken persoonlik, dit beteken intiem, dit beteken, ek kan nie iemand innig op 'n afstand lief hê nie. Innig beteken om naby te wees, en om daar te wees, en om by te wees. Jesaja, ek dink as Jesaja 40 vers 5 beskryf, dat God is 'n pa wat jou teen sy bors wil vasdruk, soos 'n pa met sy kind doen. En dis wat innig beteken. Nou wanneer ek vanoggend praat oor hierdie, Here help, ek kan nie meer nie. Here help, ek is besig om te sink na die donker dieptes toe, dan moet jy vashou in daai vers wat sê, die Here het jou innig lief. Sê gou vir die ou langs aan, die Here het jou innig lief. Terwyl ek besig is om te sink tot in die donker dieptes, dit voel of ek nie meer lig kan kry nie. Onthou, die Here het jou. Terwyl jy daar in die visse maag sit in jou lewe, en in die slaim en die seegrasse, en ek weet nie, ek was nog nooit binne in 'n visse maag nie, maar ek kan aanvaar as hier 'n aangename plek nie. Daar moet jy onthou, die Here het jou innig lief. Nou oké, met dit in gedagte. Ons gaan kyk na wat die woord vanoggend sê. So kom ons staan op, en dan praat ons lekker hard saam. Ons gaan weer eens kyk na die woord, wat die woord vanoggend vir ons wil sê, wat die Here Jesus self in sy hart het vanoggend, en ons neem dit ernstig op. Amen. Sê lekker hard saam met my, sê regop, wie help my vanoggend daar agter? Dankie Glishel, sê saam met my, dit is my Bybel, ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het, ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen, baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem, en jou Bybel oopmaak by Jona 1 vers 17, en ons gaan hoofsaaklik op hoofstuk 2 vandag stil staan. Terwyl jy blaai, wil ek net eers vir almal sê, baie welkom, is heerlik om weer eens in jou huis te wees, wat 'n voorreg om jou te bedien. En as jy ooit in die omtrek is, kom sê asseblief vir ons hallo, kom woon 'n diens by, en as jy hier is, kom skud my hand en sê vir my, ek is van waar ook al ek is, maar dit sal heerlik wees om jou te ontmoet, baie welkom. Jona 1 vers 17, lees ons. Toe stuur die Here 'n groot vis, nou julle sal onthou, Kenneth het laasweek afgesluit, waar hulle Jona oorboord gegooi het, en toe bring die matrose 'n offer aan die Here.
Nou dit word nie so eksplisiet gesê nie, maar hierdie mense het hulle vertroue in die regte, egte, die enigste God gesit. Maar ons gaan nou aan, toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona in te sluk en hy was 3 dae en 3 nagte in die vis. Nou net hierso is daar 2 goedjies wat ek gou moet hanteer, wat vra is wat ek nou gehoor het mense vra en ek wil 'n paar uitklarings maak rondom Jona, want Jesus sê net soos wat Jona in die vis was, is die teken van Jona vir die Fariseërs omdat hulle nie wou glo nie en omdat hulle vra vir 'n wonderwerk, sal die teken van Jona vir hulle dien. So sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die vis wees. Nou, vir die van julle wat 'n bietjie fyner opgelet het, soos Tiny nou die dag vir my gesê het, maar wag 'n bietjie. Jesus was Vrydag gekruisig en hy het Sondag opgestaan. Dis 2 nagte. Jy kan 3 dae sê, maar 2 nagte. Nou, hoe kom ons nou by 3 nagte uit? En miskien moet ek vir jou net die 2 opsies gee wat jy het. Daar is die vermoede dat hulle groot Sabbatdag gehad het. Met ander woorde, 'n groot Sabbatdag is soos wat ons 'n uitgebreide vakansiedag het. Hulle sit 'n ekstra vakansiedag in. Onthou, ons praat in Engels van holidays. Holidays wat eintlik maar beteken heilige dae. Weet nie of julle dit geweet het nie. Holidays. En so het hulle dan 'n groot Sabbat gehad wat eintlik beteken Jesus was al die Woensdag gekruisig. Ek persoonlik glo dit nie. Ek persoonlik hang meer die idee aan dat die Jode het anders getel as ons. So met ander woorde, Vrydag was 'n dag, Saterdag was 'n dag en Sondag was 'n dag. Stem julle saam? So hy was 'n gedeelte van Vrydag in die graf, hy was 'n gedeelte van Saterdag in die graf en 'n gedeelte. Maar nou moet julle onthou, hulle het dae getel van son op tot son onder. Aande was wanneer dit donker geraak het. So hulle het nie 'n 3 uur die oggend gehad nie. As hulle gepraat het van 3 uur die oggend, dan was dit die 3de uur in die oggend. As die son 6 uur opkom en hulle praat van 3 uur in die ou vertaling, dan beteken dit dis eintlik 9 uur. Volg julle wat ek probeer sê? So as jy die 3 nagte dan so wil sien is, dan is dit Vrydag aand, dis die gedeeltes van Saterdag aand en is die gedeelte van Sondagoggend wat deel was van aand wat 3 nagte daar gewees. Somme net op die kantlyn. Dan die tweede ding. Baie mense dink Jona was dood gewees in die vis en ek dink nie dis iets waar ons hoef te stry of te debatteer nie. As jy glo Jona was dood gewees, is dit oukei. Ek glo nie hy was dood gewees nie, want julle gaan nou sien hy het hierdie hele 2 gesprek met God in die vis. En dis waar ons gaan kyk. So, maar as jy met my verskil daaroor, it's not a big deal. Ons gaan nie oorlog toe gaan of nie. Ek wil maar net vir julle gesê het waar ek staan. Kan julle my nog hoor? Kom ons gaan aan. Kom ons kyk na Jona 2 vanaf vers 1 tot 10. Toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. Jona het gesê, in my nood het ek tot die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra en U Here het my gehoor. U het my in die diepte ingegooi, diep in die see, en die watermassas het my omring. U het golf na golf voor my laat gaan. Ek het gedink, ek het uit U gesig verdwyn, maar tog sal ek weer U heilige tempel aanskou. Toe ek wou vergaan het ek aan die Here gedink, en my gebed het by U uitgekom, in die heilige tempel. Die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Vers 9. Terwyl ek dan 'n loflied sing, wil ek aan U 'n offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. En dan vers 10. Toe beveel die Here die vis en het vir Jona op die vasteland uitgespoeg. Dis die verse vervolging. So, dit was Jona 2 vers 1 tot 10. Ons praat oor hierdie gedagte en ons het laas kwartaal 'n hele reeks gedoen. Onthou julle breekie droogte en hierdie tema was tog 'n onderliggende, maar nou soos by Jona en hy is in die vis en hy word uitgespoeg. So ons moet hieroor praat vanoggend en ek sien uit na hierdie boodskap en ek wil vanoggend 4 gedagtes met jou deel terwyl jy dalk in die vis se maag is. En hierdie is dalk 'n plek waar jy kan wees. Dis die plek wat luister julle, as jy nou binne in 'n vis se maag is, dan is jy redelik stak. Wie van julle het al so gevoel? Dit voel jy kan nie links nie, jy kan nie regs nie, jy kan nie op nie, jy kan nie af nie. Jy is nou waar jy nou is en jy kan niks doen nie. Is jy al ooit op 'n plek wat jy voel ek kan net mooi niks doen aan my omstandighede nie? Wie van julle was al daar? Jy voel jy doen alles, maar jy stak. Jy kan net niks doen nie. En partykeer is dit jou skuld, ander keer is dit nie jou skuld nie. En ek gaan nie vanoggend net oor Jona praat wat dit oor homself gebring het nie. Baie keer beland ek in so 'n situasie as gevolg van iets wat iemand anders gedoen het of dit het net so uitgewerk in my lewe. En ek weet nie wat om te doen nie. Ek het nie antwoorde nie. Wat moet ek doen? Wat moet ek doen terwyl ek daar in die vis se maag is en ek weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie wat om te doen nie en ek kan niks doen nie.
Wat doen ek dan? Wat doen ek dan? En hier is die 4 gedagtes wat ek met jou wil deel vanoggend. Wat om te doen terwyl jy in die vis se maag is. Is julle gereed daarvoor? Vir die van julle wat skryf. Gedagte nommer 1. Besef net hierdie ding. Almal van ons gaan deur krisisse. Almal. Een of ander tyd gaan almal van ons deur die een of ander krisis gaan. Moet dit nie persoonlik opneem nie. Okay? Wanneer jy deur 'n krisis gaan, ek dink baie keer neem ons dit heeltemal te persoonlik op. As ons net die gedagte het van as, hoorie, dit gaan met almal van ons gebeur, dis meer wat ons daarmee maak en wat ons doen terwyl ons daar is, as die feit dat ons deur dit gaan. Maar aan die ander kant moet ons dit baie persoonlik opvat. Ek moet my krisis persoonlik opvat en ek moet dit na die Here toe vat. So kom ons kyk 'n bietjie daarna. In Jona 2:2 het Jona gesê, in my nood het ek wat gedoen? Ek het tot die Here geroep. Ek het tot hom geroep. Dis wat ek moet doen. En hy het my gebed. Baie mense se gebede word nie verhoor nie. Wel, bloot omdat hulle nie in die eerste plek gebid het nie. Hulle ken nie die Here in hulle krisis nie. Hulle sê, Here, ek sal U roep wanneer dit nou regtig nood is. En dan sit ek maar in die vis se maag en ek hou uit. Nee, ek moet na hom roep en die Here sal verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra en U, Here, het my gehoor. En dan vers 6, ek het afgesak tot by die fondamente van die berge. Die aarde het vir my altyd toegesluit. Ek weet nie wie van julle voel ook so nie. As jy 'n fliek kyk waar iemand besig is om onder die water te wees en besig is om te verdrink, dan voel jy verdrink ook. Wie van julle kry ook daai sensasie van as jy iemand sien onder water, dan voel jy ook sommer benoud. As ek hierdie lees, dan raak ek sommer ekstra benoud vir Jonas se plek. Nee, hier's die ding. Almal van ons gaan van tyd tot tyd deur 'n storm gaan. Okay? Almal van ons gaan van tyd tot tyd op 'n boot wees wat deur rowwe waters gaan. Almal van ons gaan van tyd tot tyd ook in die see gegooi word. Is dit as gevolg van ons eie te doen? Is dit gevolg van iemand anders se te doen? Of almal van ons gaan in 'n vis sit een of ander tyd. Een of ander tyd. En hier moet ek net die ding uitsit. As jy in 'n vis is en dit was nie as gevolg van jou te doen nie, dan moet jy daai net vir die Here gee en sê, Here, ek sal gaan waar U my lei. Want die Here bring nie sommer net iets oor 'n ou se pad nie. En ons lees in hierdie gedeelte, die Here het die storm gebring, die Here het die vis gestuur. Die Here bring nie net goed oor jou pad verniet nie. As dit nie is as gevolg van iets wat jy verkeerd gedoen het nie, dan moet jy jou vertroue juis in die Here stel. Dan moet jy juis vir die Here sê, Here, ek wil nou gesed volgens U woord handel. Ek wil nou gesed Jesus vir die mense om my wees wat my kan sien. Dis die ding. That's your time to shine. En jy moet dit besef. Enige ou kan die Here dien wanneer hy sy 60 miljoen rand in die bank het en met sy rooi Ferrari in die straat ry. Snaaks genoeg hoe min mense dit doen as hulle daar kom. Maar ek en jy moet die Here kan dien ook in die vis. Amen. Ons moet dit doen. Maar kom ek waarsku jou teen sonde, want sonde maak dood. En ek dink nie ons besef hoeveel skade sonde doen nie. Baie keer terwyl ek besig is daarmee, dan dink ek kan hiermee wegkom. Ek kan hiermee wegkom. Baie keer terwyl ek besig is daarmee, dan dink ek, dit sal nie so groot effek hê nie. Eers later aan, dan sien ek wat sy effek het. En die Bybel waarsku ons uitdruklik. Romeine 6:23. Die loon wat die sonde gee is die dood. Jy kan nie wegkom met sonde nie. En daai besluit kan ek nie neem terwyl ek my sonde doen nie. Ek moet daai besluit neem hier, nou, waar ek voor die Here is en waar ek veilig is om te sê, hoorie, hier is die pad van die dood. So hy sê, dis die pad van die dood, die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus. Baie duidelik is daar twee kante. Daar's die pad van die dood en die pad van die lewe. Waar wil die Here jou hê? Hy wil jou op die pad van die lewe hê. En dan Johannes 10:10 is 'n baie ou bekende. 'n Dief kom om te steel en te slag en uit te roei. Nou hoorie, as jy nou, ek weet nie, as jy op die R300 ry, nê, en jy besluit nou langs die pad daar, ek gaan nou eers 'n koffiebreek vat en jy stop daar langs die R300. En ek kan nie aan 'n beter illustrasie dink nie. En jy staan daar uit en jy sien hierdie mense hier en jy vra, kan ek vir julle koffie skink? Dan is die kans goed dat jy huis toe gaan loop. Want jy posisioneer jouself sonder jouself van jy gaan nie eens 'n Uber kan bel. Jy posisioneer jouself om skade te ly. En dis wat ek doen as ek sonde doen. Ek posisioneer myself. Dis nie die Here wat my straf nie. Dis ek wat my doelbewus op 'n plek sit. Ons het altyd met die Here gesê, hoor jy, as Satan jou in die hande kry, kou hy jou soos popcorn. Jy kan nie teen hom in opstand kom as jy in sy den is nie. En hierdie is waarteen waarsku. Daar's 'n kant van lewe, maar daar's 'n kant van dood. Daar's 'n kant waar ek myself posisioneer. En hier's die ding. As ek voortgaan met my sonde, wat ek weet die Here wil nie ek moet doen nie. Dit breek my huwelik. Dit breek my huwelik. Dit breek my verhoudings. As ek sekere sondes breek my gesondheid af. Dit verwoes my finansies. En die vraag wat ek moet vra is, ek moet kyk en ek het dit al vir julle gesê, maar ek moet kyk in my lewe, wat is ek besig om te oes?
Wat is ek besig om te oes? Want dis wat ek gesaai het. Ek oes net wat ek gesaai het 6 maande terug. En onkruid kom ongelukkig vinniger op as vrugtebome. Ek weet nie of julle saamstem nie. Onkruid is onmiddellik. En wanneer ek opmors, kom daai goed op. So ek moet vra, wat sien ek in my lewe en watse regstellings moet ek maak? Okay, so dis die waarskuwing, sonde maak dood. Die tweede gedagte wat ek vanoggend in gedagte moet hou wanneer ek in my vis is, en dit is ek moet daar na Jesus toe vlug. Ek moet daar na Jesus toe vlug. En dis 'n aktiewe ding. Dis nie sommer net ek wag dit uit nie. Nee, ek moet vlug. Jona 1:7 sê Jona, hy sê, toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink, né? En wat het ek gedoen? Ek het gebid. En in my gebed het U gekom en in my gebed het by U gekom in die heilige tempel. Nou, hulle het geglo God bly in die tempel en jou gebed kon tot daar gaan as die Here jou dit laat toestaan. Maar hier is die ding, Jona is waar? Hy's in die vis. Wat doen hy? Hy bid. So Jona sink. Wat doen hy? Hy roep die Here aan. Ek wil 2 verse met julle deel en ek weet dit het meer te doen met redding per se as wat dit te doen met jou krisisse, maar ek dink nog steeds is daar sprake. In Romeine 10:13 sê Paulus, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Met ander woorde, wanneer ek die Here se naam aanroep uit my sondigheid, dan red hy my. Hy vergewe my. En hy het die mag om my heeltemal te herstel. Romeine 10:11 sê 2 verse vorentoe, sê niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Vers 12 sê, herhaal dit, niemand nie. En daarom moet ek en jy, het ek foute gemaak, het ek opgemors. Wel, hier is die eerste ding wat ek moet doen, ou net. Moenie verskonings maak nie. Moenie dit probeer verbloem nie. Staan op en sê, ek het hierdie opgemors en ek moet dit na die Here toe vat en ek moet dit regmaak. Want dit is gewoonlik die sleutel om eerstens uit die vis uit te kom, is dat ek moet een of ander bekering in my hart beleef, ek moet een of ander omdraai beleef, anders dan gaan dit nie verander nie. En dan, ek moet na die Here toe vlug. Ek moet doen wat dit vat. Is dit nodig om te bely? Is dit nodig om te bekeer? Is dit nodig om te smeek? Is dit nodig om reg te gemaak? Ek moet vir myself vra, wat sien ek voor my? Wat's besig om te gebeur? Is dit wat die Here in my lewe wil hê? Lyk dit soos Romeine 6:23? Die dood het gekom of die lewe het gekom? Lyk dit soos Johannes 10:10 dat die dief is besig om by my te steel of ek is besig om te belê in 'n lewe van oorvloed? Hier is 'n baie maklike ding. En as ek sien wat besig is om te gebeur, dan moet ek 'n rigtingsverandering maak en ek begin deur om die Here aan te gryp. En hier is dalk die sleutel wat jy moet verstaan. Dit maak nie saak wat gebeur het in my lewe nie. Jesus se kruisdood was genoeg. Amen. Dit maak nie saak hoeveel jy opgemors het nie. Kom by Jesus uit. Die Here sal vir jou deurkom. Die skrif beloof dit. Op 'n manier, daar was 'n liedjie wat ons gehad het, wat was dit? Raving Lunatics of iets soos dit. Maar in geval hulle het 'n liedjie gesing, We Don't Get What We Deserve. Dit geklink soos 'n rebelse liedjie. We don't get what we deserve. Ek kan dit nie eens sing nie, te lank terug. Maar die liedjie het daaroor gegaan, ek verdien nie die ewige lewe nie, ek verdien nie vergifnis nie, ek verdien nie die Here se genade nie. Ons kry net nie wat ons verdien nie. En dit is hoe genade werk. Kan iemand amen sê wat dit al beleef het? Amen? Enigiemand? Okay. So, wat moet ek doen in die vis? Gedagte nommer 3. Prys die Here binne in jou vis. Is dit maklik? Nee. In die begin is dit lekker? Nee, nie noodwendig nie. Maar prys die Here in jou vis. Of dit nou jou skuld is dat jy in die vis is en of dit nie. Weet jy, ek dink 2 kante hier. Eerstens, baie keer kan ek so weet nie wat nie, onvergenoegd wees, dat ek voel, maar ek verdien nie dit wat nou met my gebeur nie. Hierdie ding wat nou in my lewe skeefloop, is nie my skuld nie, hoekom moet ek nou hiermee sit? Of die ander kant is, ek het nou so opgemors, ek kan nie my gemeentefamilie in die oë kyk nie, so ek gaan ophou kerk toe gaan. Ek kan nie my selgroep in die oë kyk nie, so ek gaan ophou sel toe gaan. En wat ek doen is, ek onttrek my nie net van God se mense nie, ek onttrek my van God. Ek sê nee, ek sal dit met die Here gaan uitsorteer, maar ek doen nie, ek onttrek myself net van alles, en dan, weet jy wat doen ek? Ek sê maar net alleen in die vis. En dis die verkeerdste ding wat ek en jy kan doen. Nou, ek wil 'n paar gedagtes met julle deel, maar kyk eens wat doen Jona 2:1. Toe bid Jona, daar waar? Binne in wat? Binne in die vis. Nou, julle, ek weet nie hoe lyk 'n vis binnekant nie. Ek het dalk 'n vis gesien, geslag, wees op 'n stadium. Ons het al snoekte geëet en al, baie lekker. Maar ek kan nie dink hoe 'n mens binne in 'n vis moet wees nie. Maar
Ek weet nie, daar's nie baie dinge om te doen binne in 'n vis nie. En baie duidelik is daar een ding wat jy binne in 'n vis kan doen is, jy kan die Here loof en prys. Nou hierdie vis verteenwoordig mos nou maar ons moeilike tye en hou dit in gedagte, Jona 2:9. Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan U 'n offer bring. Wat ek beloof het. Sal ek dit doen. Hulp kom net van die Here af. Nou, eintlik, baie keer is dit goed om op 'n plek te wees wat jy regtig niks anders kan doen as om net die Here aan te gryp nie. Baie keer is dit die beste ding wat my in jou lewe kan gebeur. Want baie keer is ek en jy ook maar op 'n vlugtelingpad en ons is besig om ons eie ding te doen. Nie noodwendig blaatante sonde nie, maar ek kan nou nie regtig sê ek doen die Here se dinge en sy pad en sy wil nie. En is dit nodig dat die Here my maar 'n bietjie moet kom haal met 'n vis in daai isolasie waar net ek en die Here hierdie ding moet deurwerk. En dis waar Jona is. Nou, ek wil jy moet nou versigtig hoor wat ek nou sê. Is almal wakker? Al diep asem. Want ek's bang jy snap nie hierdie ding nie. Hoor gaan mooi. Ek, wat Johannes en jy ook, dien die Here nie omdat hy my gered het nie. Nie eerstens nie. Ek en jy prys en loof die Here nie eerstens omdat hy ons gered het nie. Nou okay, wat bedoel ek daarmee? Hier's wat ek bedoel. Hierdie foto het ek self geneem, bietjie gefotoshop nou, maar ek het hom self geneem. Hierdie voertuig staan tussen Meelbaai en Loederitz in die Namibiese woestyn. Hy is nie die enigste nie. Daar staan 'n klomp sulke voertuie wat net daar staan. Hulle het gebreek en dit staan in die spergebied, die diamantgebied in die woestyn en die diamante het opgeraak of daar was dit nie genoeg nie. So hulle het net besluit, hulle los alles net daar. Dis net maar lekker as jy soveel geld het. Maar jy probeer jouself jy ry met jou kar tot die petrol op is, dan klim jy uit en jy vat 'n ander kar en jy ry net verder. Ek's klaar met hierdie kar. Maar so hierdie voertuig en hierdie was met die 1960 diamant rush met die hele Rigterveld en die spergebied Kolmanskop, alles daai stroke het baie diamante gehad en die mense het soontoe gestroom soontoe. En hierdie spesifiek is eintlik 'n fort vir die manne nou. Dis 'n Canadian military pattern. So hulle het hierdie ding gemaak in Kanada spesifiek vir die Tweede Wêreldoorlog. Nou die van julle wat weet van die Tweede Wêreldoorlog, is dit 1946, 45 het dit opgehou en toe sit die hele wêreld met 'n klomp voertuie wat hulle in die weermag gebruik het. En toe verkoop hulle dit aan gewone mense soos ek en jy en 'n klomp van hulle is toe deur die Duitsers opgekoop wat nou daar is. Nou okay, hoekom sê ek vir julle hierdie goeters? Manne, nog net ietsie vir julle wat interessant is. Net vir julle vir interessant. Ek het gedink is interessant. So, maar in geval hy het 'n 3.9 liter V8, maar die flathead, ek weet nie of dit 'n boxer tipe engine is nie, het hy gehad. En vrouens, hou net uit vir 'n oomblik. Hy het 71 kW gehad en 230 Newtonmeter gehad. So net vir julle sê, wie van julle het 'n 1100 Polo? Wie van julle het 'n 1100 Polo of 'n 1500 DCI Duster? Wie van julle het 'n 1500 Assy? Dis so sterk as hy. So daai jou engine is in daai ding gewees. Ja nee, ek weet nie of dit sou werk nie. Maar in elk geval so ek dink daai ding kon werk, maar net nie baie vinnig nie as ek so na hom kyk. Nou, hoekom wys ek vir julle hierdie prentjie? Want hierdie ding het gebreek en hy's net daar laat staan. Die mense het hom net daar gelos. Nou hier is die ding. Hy's opgeroes. As jy daar kom, die bande is flenters, hy staan daar en jy kan sien hierdie ding is besig om baie vinnig te degradeer. En hy staan net daar vir almal om jammer te kry. Dit is wat sonde in my en in jou lewe doen. Dit beroof ons van waarvoor God ons gemaak het. Nou, daar is 'n maar, en daar's 'n groot maar, want ek wil hê daai trok moet jy sien is jou eie lewe sonder Jesus. Maar wanneer Jesus in jou lewe kom, dan restoreer hy jou. Dis nie in die woestyn geneem daai en nie, hoor. Dan kom restoreer hy jou heeltemal. Nou sê vir my, wat wil daai trok doen? Wil hy in 'n vertoonlokaal wees of wil hy werk? Hy wil werk. Dis waarvoor trokke gemaak is. Nou, net soos wat hierdie trok gemaak is om te werk, en dis waar ek 'n paar goed vir jou wil uitlig, waarvoor jy gemaak is, sê Romeine 11 vers 36, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Nou hoor nou hierdie, ek weet dit is 'n bietjie kompleks, maar uit hom, dit beteken deur die Here Jesus is alles gemaak. Uit hom kom alles. En ons weet dit, Johannes 1 sê dit, sonder Jesus het God niks gemaak nie. So alles kom uit hom uit. Dis deur hom, met ander woorde, hy hou alles in stand. Hy maak alles reg, hy hou alles in stand, en dan tot hom, dis alles tot sy eer. So,
Ek dien nie die Here eintlik eerstens omdat ek gered is nie. Ek eer en prys die Here nie eerstens omdat ek gered is nie. Ek doen dit omdat dit is waarvoor ek gemaak is. Ek hoop ek maak dit duidelik genoeg. Om vir die Here te lewe is nie 'n byproduk van my redding nie. Om vir die Here te lewe was die heeltyd my doel. En enige iets wat ek doen behalwe om vir die Here te lewe, is ek wat 'n trok is in die woestyn besig om op te roes. En dis hoekom dit so belangrik is om daardie volle oorgawe te maak en om die Here te prys, al is ek binne in die vis. Okay. Gedagte laaste, nommer 4, ken of julle kan vorentoe kom. Maar wat as die Here nie uitkoms gee nie? Wat as die Here, wat as ek bid, wat as ek roep en die Here gee nie uitkoms nie? Wat as dit werklik nou klaar is met my? En dit is regtig die einde. En ek wil julle terugvat na Daniël 3 vers 17 tot 18. Nou Daniël het 3 vriende gehad, Sadrag, Mesach en Abednego. Nou hierdie 3 vriende het die Here saam met Daniël gedien. En die koning Nebukadneser, die van julle wat sonnaskool graad 2 gehad het, sal onthou, het 'n groot ding opgebou, 'n hele beeld wat almal as die trompet blaas op 'n sekere tyd, moes almal net daar waar hulle is neerval en die beeld aanbid. En Sadrag, Mesach en Abednego het gesê ons sal dit nie doen nie. En die reël was as jy dit nie doen nie en hulle vang jou, gooi hulle jou in die vuur oond. En hulle doen dit toe nie. En dit sit vir Nebukadneser in 'n baie moeilike posisie, want hierdie ouens was eintlik op bestuur. Hulle was Sadrag, Mesach en Abednego was hoë range by Nebukadneser. So dit was 'n bietjie van hom vir hom van 'n verleentheid. En hy roep hulle in. Hy sê, "Wat is julle storie? Hoekom wil julle nie my beeld aanbid nie?" Sê, "Wel, hier's waar ons nou kom. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond. En hy sal ons ook uit die mag uitred." Maar nou wil ek hê jy moet gou hierdie hoor. En kyk hierdie volgende woord, en dis moet my en jou gebed wees. Selfs as hy dit nie doen nie, moet jy weet, dat ons die God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Nou vriende, hier is die ding wat ek jou mee wil huis toe stuur. Wat as jy vanoggend in jou vis is, en dit is jou laaste? Wil ek jou uitdaag. Hou jou oë op Jesus. Lewe nog steeds vir hom, gryp hom aan, dien hom nog steeds. Al is jy in 'n vis, en dis net jy. Al is jy op 'n plek in jou lewe wat jy werklik niks kan doen nie, jy's uit opsies uit. Jy het nog een opsie. Hou aan om vir Jesus te lewe. Amen. Ek wil vir jou bid. Ek wil vir jou kans gee vanoggend om te reageer. Ek weet nie wie van julle is in 'n moeilike tyd nie, maar dalk het jy nodig om op te staan en dit vas te maak om te sê, Here, ek wil Sadrag, Mesach en Abednego se woorde my lewenslese maak. Here, dit maak nie saak wat in my lewe gaan gebeur nie. Ek gaan doen waarvoor U my gemaak het. Ek gaan vir U lewe. Ek gaan U eer. Kom ons bid saam. Vader, U sien ons harte in. En Here, in 'n oomblik wil ek die gemeente uitdaag om op te staan en te sê, maar ek wil so lewe. Ek wil lewe soos Sadrag, Mesach en Abednego. Ek wil dit nie net 'n een oomblik ding maak nie. Ek wil dit 'n lewensding maak om te sê, Here, as ek in 'n storm is en ek is in 'n vis en dit is klaar met my. Here, wil ek nie terugstyer en terugduins nie. Ek wil nog steeds voluit vir U lewe. Ek wil nog steeds my alles vir U gee. Al is daar storms, al is ek binne in 'n vis, ek gaan U loof en prys. Ek gaan U eer, want Here, hiervoor is ek gemaak. Ek wil U nie dien omdat U goed is vir my nie. Ek wil nie U dien omdat U my gered het nie. Ek wil U dien omdat dit my lewensdoel is. Hiervoor is ek gemaak en ek wil niks anders doen nie. Ek wil vir jou 'n geleentheid gee, as jy vanoggend hierdie gebed saam met my wil bid en sê, Here, hiervoor is ek gemaak om U te eer. Dan wil ek jy moet opstaan daar waar jy is. As jy sê, Here, ek wil U dien in my storm, ek wil U dien of ek in die vis is, ek wil U dien in, al gaan hierdie ding my lewe kos, Here, gaan ek nie terugstaan nie, ek gaan U dien, Here, want hiervoor is ek gemaak. Vader, U sien elkeen van ons harte, ons is openbloot voor U. En Here, natuurlik wil ons, niemand wil in 'n vis wees nie, niemand wil op 'n boot wees waar daar 'n storm is nie. Maar Here, as ons daar is, Here, wil ons genade hê van U en krag van die Gees om Jesus daar uit te lewe. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê,